Hallo mense, ek is Chris en die rede hoekom ek hierso sit is dat Karel het my gevra wat het Sondag aand vir my beteken. En wat kan ek uit die preek uitvat en ek glo dis waaroor ons kan bietjie net praat vanaand. 3 punte wat baie erg vir my uitgestaan het. Eerste ene was die feit dat ietsie moes doodgegaan het vir ons om te lewe en dit is Jesus het op die kruis doodgegaan en dit het veroorsaak dat ons kan lewe en as ons nagmaal gebruik is dit wat basically gebeur, ons eet ietsie en ons is die enigste geloof wat basically ons God eet en dit het my laat verder die volgende punt dink van wat is dieper as dit, hoe kan ons dieper gaan en dis toe hy gegaan het en toe hy gepraat het oor die spirit kleinletter S, kras out to spirit hoofletter S. Ons gees roep uit na ietsie wat dieper is. En wat is dieper? Dit is Jesus, dit is God, dit is sy teenwoordigheid. En dit wat ons in swakke mens wil na uitroep in elke liewe omstandighede na ietsie dieper wat vir ewig gaan aangaan. En dit het my laat dink aan die volgende punt en dit is om nie net in worship nie net op 'n Sondag nie net op 'n Woensdag nie, maar elke liewe omstandighede wat ons kry, aan God dink. Die storie wat hy gebruik het van, toe hy by die braai gesit het, en die worshipmusiek is op, maar hulle kuier, hulle deel grappies, en iewers vang sy oor 'n liedjie, 'n woord, 'n phrase, en dadelik, ja, onthou hy weer, wat Jesus gedoen het op die kruis. Wat het dit beteken vir my? Wat het daai oomblik beteken? Wat het Jesus, wat het Christendom vir my beteken? En dit dra ons deur na daai 3 punte, na alles wat gebeur het. En dit is wat Sondag vir my beteken het. Dit is wat Sondag my laat herdink het van worship. En ja, so ons wil hierdie 3 punte net met julle graag los en net laat ek julle 'n bietjie daaroor praat. Wat beteken worship vir jou? Wat beteken dit dat Jesus op die kruis dood gegaan het? Wat beteken dit dat jy moet roep na ietsie dieper? En waar gaan ons begin meer fokus om Jesus te remember in alledaagse situasies? So, chat lekker en as jy nog nie worship gedoen het nou nie, is dit nou die ideale tyd om dan net worship tyd en as jy al klaar geworship het, is hier 'n goeie tyd om net te praat met mekaar. Wat beteken hierdie 3 goedjies vir jou? Baie dankie.